Intrige, misdaad. Wie het dit gedoen? Jy, nee, jy. Dis lekker. Hier sien die reeksie begin nou. Reeksie, hoor nou van my, dis 'n enorme reeks. Begin nou vanaand op kyk net. So, dis iets om na te kyk. Die Oord, en ons gesels met twee van die fenominale akteurs in hierdie reeks. Ons praat met Belissa de Vries en Jana Kreer oor wat hulle gedoen het. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Dis 'n voorreg om julle te hê by ons vanmôre. Dankie vir die moeite so vroegoggend. Ja, julle roeptyd. Kyk, as jy nie verstaan wat 'n roeptyd beteken nie. Roeptyd is die tyd wat 'n akteur by die opstel moet wees. Julle roeptyd in die oggende vir die reeks, was dit so vroeg soos hierdie ene? Ek moet vir jou sê, partykeer was dit eintlik baie laat geweest want ons het meestal night shoots gedoen. So dan begin jy 6:00 in die aand te werk en jy werk tot die volgende oggend 6:00 toe. Regtig? So dis 'n shift. Dis 'n shift in your mind en jy kan nie gewoond raak sommer aan hy tyd nie, ja. So baie keer is night shoots en dan moet jy ook gewoond raak en dan switch dit oor na dag shoots toe. Ja. En dan moet jy weer shift. Dan moet jy weer jou biologiese klok weer stel. Hoe doen 'n mens dit? Wat maak 'n mens? Ik figure het nog uit. Ik denk, ik heb die antwoord niet. Maar ik figure het nog uit zodra ik weet wat ik jullie kom zeggen. Maar ja, dat is ik heb nog geen idee om dit te doen. Hoe lang was die shoot-tydperk geweest? Hoe lang het julle verfilm aan die reeks? Ek dink dit was ongeveer 12 weke. Ja, 12 weken, ja. Okay. Ja. Definitief 12 weken geweest. En ik weet, Jana, ons was maar baie daar, nee. Ons was maar amper elke dag daar geweest. Maar het was eigenlijk lekker als je amper elke dag daar is en blij je in die ritme, in die karakter, in die story. Ja. Jy sê bly in die storie, bly in die karakter, maar natuurlik skiet mense nie alles kronologies. Nee. Jy skiet 'n bietjie deurmekaar en so. So mense moet aan jou karakter vashou. Yes. Die pad vir die karakter stap. Hoe het julle, want hier is soveel intriges in hierdie reeks, lyk dit vir my. Hoe het julle by die karakters, was dit moeilik om daai pad te stap, om daai dramatiese lyn te hou met elke nuwe toneel en elke ding wat geskiet word? Wanneer ek my voorbereiding doen, dan maak ek notas langs elke toneel vir myself van waar ek vandaan kom, waartoe ek gaan. Wat weet ek al, wat weet ek nog nie. Sodat wanneer mens so uit continuity uitskiet, want jy skiet volgens location. So as jy by hierdie location is, dan skiet jy episode 1 tot 10 al daai tonele wat daar gebeur, skiet jy daar. Partykeer is dit 6, dan is dit 2, dan spring ons 10 toe. So dan gaan loer ek net vandag na my teks. Okay, dis wat so jy moet maar jou huiswerk voor die tyd goed doen. Anderster is dit moeilik om jou emosionele lyn ja, en veral met hierdie storie, nee, dit is maar as dag weer baie die kykers gaan regtig op hulle toe, jy gaan op jou tone gehou word. Ja. So dit is daai ding van by die huis moet jy jou werk doen. Ek moes ook maar my journey uitskryf vir die karakter en seker maak ek bly op daai journey. Ja. En jy vergeet nie iets en wat soos Jana sê, jy moet seker maak jy weet waar jy was voor dit en na dit. Maar die journey by die huis moet jy moet die karakter se journey mooi uitskryf, emotionally waar sy is en waartoe sy gaan. En die karakters is altyd so divers. Dis altyd verskillende karakters van heeltemal verskillende agtergronde af, van heeltemal verskillende denkpatrone af. Jana, waar jou karakter, net so bietjie in die agtergrond vir die karakter. Wat is haar agtergrond? Sy is 'n forensiese en korrektiewe sielkundige. Sy's 'n profiler. Ja? So wat hulle doen is hulle ontleed 'n moord sielkundig om te kyk om dan 'n legkaart te bou van die moordenaar. So ja, nee, dit is 'n akademikus dan nou basies. Nie noodwendig nie. Nee, sy het sielkunde agtergrond en dan werk hulle werk jy weet met gevangenes voor of tydens 'n hofsaak en dan korrektief sal wees na die hofsaak rehabilitasie. En Melissa, jou karakter Brandy, wat is haar agtergrond? So sy is van die Kaap. Sy is eintlik van daai dorp. En so sy is baie nuut en Stoffel wat gespeel word deur Clayton Evertson. Hy wys bietjie vir haar rond. En haar oom wat Zayn Meas is, hy is die kaptein daar. So sy is van die Kaap en sy het gewerk in die Cape Flats. Natuurlik 'n polisiebeampte wat werk met feite, werkprosedure. Jy weet, so sy kom met daai energie daar, baie feisty. En baie passionate oor haar werk. Ek dink altyd hierdie karakters wil net bitter graag die moord oplos. You know, en so altyd baie passionate oor hulle werk. Maar ja, sy is van die Kaap en nie in die dorp, maar ek dink sy wil amper vir haar bewys en wys dat sy haar werk kan doen. Wat was dit aan die teks, julle oorspronklike teks gelees het, wat julle gedink het, yes, ek wil deel wees van hierdie reeks, dit gaan amazing wees? As ons by die begin, toe ek die casting ontvang het van my agent af, eerstens, jy kry nie die hele teks wanneer jy vir 'n casting gaan, jy kry net die audisie sien, het ek dadelik gesien Wolflight, en ek meen, dis die ouens wat niggies gemaak het, ek het dadelik gesien Christian Olwagen het geskryf, Eva de Pre, wat ek saam met op Wyfie gewerk het, wat vir my 'n heerlike ervaring was. So mens wil deel wees van 'n span wat jy alreeds weet, daar's vertroue, daar's geloofwaardigheid,
daar's 'n bietjie gewig agter dit. So dit was 'n Ja. deel van wou wees, ja. Definitief. En soos jy sê, ek het ons kry nie alles aan die begin Ja. nie met die self-tapes en die chemistry reads, maar ek het onmiddellik van Brandy gehou. Ek dink ook toe ons eventually die episode skry, die vibe van die kusdorpie en die mystery om die moord, dit was regtig vir my baie interessant want ek like nogal 'n thriller. Maar ek dink die karakters is almal so vol geskryf en so goed geskryf. En ek dink omdat die storie my so op my tone gehou het want ek het nuuskierig geraak vir wat volgende gebeur en ek kon nie uitfigure. Dit is 'n ding wat jou ook dan lok en jy kan nie ophou lees nie. So Die reeks geskied kommetjie Melkbosstrand areas die wind het 'n redelike rol gespeel in die skietwerk. Ek dink hy wou die hoofkarakter gewees het. Ek wil net sê ek kon vir hom 'n artist release vir hom kry. Die wind 'n keer 'n artist release. Hy is so deel gewees van die storie, die sonlig ook die natuur in general. Ja. En ek dink dit het gehelp om dit baie eg te maak en baie reël. Ja, te nee, voel. definitief. En dit is jy weet meeste hoe dan dit stories speel miskien af in donker strate met loeiende sirenes. Ons storie speel af in helder sonlig met spierwit strande, wind, alles word gereflekteer. Daar's nêrens om weg te kry nie. That's him. Okay. En die son sê mos daai ding is nie die son nie, maar hulle sê mos what's done in the dark will be brought to light. Yes. En dis wat die son vir my doen in Ja, die nee, storie. elke geraamte in elke karavaan moet ontbloot word. Kyk, ek kan net, ek kan nie wag vir vanaand nie. Ek is nou daar vir dit. Hoe is die gevoel gewees op stel? Wie's van julle medeakteurs? Oeg, dit was So so lekker. amazing. Dis net soos Amalia, Zayn Mees soos genoem het, Clayton Everton, is Erika Wessels. Regtig 'n beautiful cast en ek dink die combination van almal en collaboration van almal was so amazing. Almal was committed, wat die scenes meer intens gemaak het. Almal was committed en ek myself het so baie geleer. Dit net vir almal te kyk, vir Jan en hulle almal te kyk. Jy weet, ek voel inspired en ek dink as jy surrounded is met greatness, forceer dit jou ook om jou spel te verbeter. So die collaboration was lekker, die energie was lekker. Natuurlik Eva Dupré, amazing leier en director wat ons beautifully geguide het. Hulle het 'n baie goeie ensemble aan mekaar gesit met crew ook. Regtig Yes. elke departement het just rose to the challenge en ja, ek is opgewonde. Ek is opgewonde vir almal om dit te Wie sien. sal die reeks geniet? Is daar 'n teikenmark? Is daar 'n Alle Suid-Afrikaners gaan hierdie reeks geniet want dit is ons vakansiekultuur. Dis ons sosiale dinamika, dis ons mense, ons taal. Ons Jy gaan taal, jouself herken in van daai karakters. En dit is 'n storie wat regtig met enigiemand kan aanklank vind want dit gaan maar baie daaroor. Daar's temas wat handel oor wat ons erf, jy weet, sondes wat geërf word. True. Sure. Goeders wat oorgedra word aan kinders wat dieselfde foute maak as hulle ouers. Kan ons ontsnap van waar ons vandaan Sure. kom? Ja. Daar's baie nice vrae wat gestel word aan die kyker wat jou 'n bietjie gaan laat dink, ja. Dis lekker. Net so vinnig, wat lê voor vir julle twee vir die res van die jaar, Jana? Op hierdie stadium is ek maar voltyds mamma. Jy Ja. weet om 'n freelancer te wees. Die goeders kom in soos dit Yes. en dit verander ook, maar dit is meestal projekgebonde. So op hierdie stadium is ek net voltyds ma en ek is by die huis en my 3 kinders is baie bly daaroor. Dat hulle my nou weer heeltemal vir hulle self kan hê en my program is vol. My program is vol met hulle. Melissa, Ja, vir my, ek dink freelancer vibe by Odissima en bid en Yes. vertrou en kyk maar vir die volgende een. Ek was nou besig met ietsie wat ek nou nie kan noem nie en ek kom nou net van die KAK&K feeste wat ek so 'n bietjie teater gedoen het. En verder hoop en vertrou ons maar dat die audisies goed lyk en dat daar nog 'n jobbie is vir die res van die jaar, ja. Hou aan hustle. Dis hoe dit werk. Voilà. Mense baie dankie vir jou moeite Jana, dankie vir jou nou ook. Dankie. Dankie julle is so vroegoggend opgedaag het om saam met ons te kuier. Ons kan nie wag om vanaand se eerste episode te sien van die Oord nie. Baie dankie. dankie. Veral met fenominale akteurs soos hierdie Ah. twee dames wat hier sit. Hoe anders kan dit dan nou nie 'n lekker kykgenot wees nie. Onthou nou vanaand, nê, op kyk net die Oord. Das lyke en strande. Nie noodwendig die lekkerste goed saam nie, maar ja, jy verstaan wat ek bedoel. Vanaand op kyk net. Ons is dan weer terug en dan kyk ons 'n bietjie na musiekvideo dalk, wie weet, miskien bederf jy.